Ons kuier altyd so gesellig in die mooie Vrystaat dat ons nou weer so maak, die keer in Forest Smith. Die dorpie lê 150 km suid van Bloemfontein en is die provinsie se tweede oudste. Dit is ook die enigste plekkie in Suid-Afrika en een van net 3 in die wêreld wat 'n spesiale tipe treinspoor het, maar meer daaroor later. Ek het gehoor Forest Smith is vol interessante stories en jy is die beste persoon om vir my meer daarvan te vertel. Daar's 'n paar foto's wat baie meer gaan vertel. Forest Smith is vernoem na 'n Dominee Philip Fore en Sir Harry Smith. Patrice, hier sien jy nou 'n baie mooi foto van Forest Smith wat in 1882 geneem is. Maar toe was die dorp darm al so 30 jaar aan die gang wat hulle die eerste erwe uitgesit het wat gemeentelede kon koop. En die hele idee van die erwe om te koop was dat hulle wou geld insamel om 'n kerk te bou. En daar sien ons die pragtige ou Victoriaanse styl kerk, maar wat in 1961 afgebreek is. Daar's nou 'n heel moderne kerk in Forest Smith te sien. Maar let op na die huisies, is almal die Karoo styl en dan sal jy sien daar is die eerste pastorie gewees. En hier is natuurlik nou 'n foto wat van uit die lug geneem is. En maar komende jy van daar bo van Johannesburg, jy weet waarskynlik wat is die hoofstad van die Vrystaat. Dis natuurlik Bloemfontein. Maar weet jy wat, dit wat interessant was daar op 'n stadium in die Volksraad gestem oor watter dorp gaan die hoofstad van die Vrystaat wees, Bloemfontein of Forest Smith. En Forest Smith het met 2 stemme uitgeval om nie die hoofstad van die Vrystaat te wees nie. Die wat vir my onmiddellik uitgestaan het, is die dat daar 'n treinspoor reg deur die dorp is. Ja, in die middel van die hoofstraat loop die treinspoor van dit waar jy inkom by die dorp, nie geheel en al tot ander kant uit nie, maar grootendeels deur die hoofstraat. En hier op hierdie foto hier kan jy sien, dit was toe die heel eerste trein die dorp besoek het. En nou let net op na die massa mense wat daar was en die pragtige dames hoe hulle aangetrek was. Dit is 'n baie interessante foto hierdie ook. Die spoorlyn tot in Forest Smith is in 1905 klaar gebou en treine het tot in 2001 hier gery, maar was dit nie gevaarlik nie? Die storie word vertel dat daar nooit ooit 'n ongeluk was met die trein nie, behalwe 'n hoenderhaan wat doodgery is. Maar nou moet ek jou dan ook sê, ek dink die trein het teen so 'n slakkepas deur die dorp gegaan. Die hoenderhaan was waarskynlik net op die verkeerde tyd op die verkeerde plek. Is dit die trein wat in 1906 deur die dorp gery het? Nee, hierdie trein is later jare met 'n groot gesukkel van die Suid-Afrikaanse spoorweë aangekoop, of die lokomotief althans, om nou hier staan te maak. Die ander plekke waar daar 'n treinspoor, soos hier, deur die middel van 'n dorp loop, is Tullahoma in die VSA en Wycheproof in Australië. Hierdie is die nuwe NG Kerk wat in die 60er jare gebou is. Tracy groet by die ou pastorie. Dit is in 1855 in tipiese Karoo-styl gebou en is deesdae Dina se woonhuis. Nou vir die Forest Smith gevangenis wat in 1881 opgerig is en in 1992 tot nasionale gedenkwaardigheid verklaar is. Die pragtige gebou word steeds as tronk gebruik. Ons het nog glad geen veranderings gebring in die struktuur nie. Jy kan nog sommer sien in die mure, dis nog daai ou mure wat hulle in daai tyd gebou het. Dit lyk nog presies soos dit in 1881 gelyk het. Hulle het gevangenes aangehou in daardie tyd vir veediefstal, want moordenaars was selfs tereggestel in die dorp. Ek moet sê, as ek by die hek instap, lyk dit glad nie soos 'n tronk nie. Dis darem 'n pragtige tuin. Dit is so, Tracy, die gevangene doen self die arbeid en ons leer ook vir hulle ambag. Hulle het self die administratiewe gebou daar aan die kant gebou. Forest Smith se sowat 4000 inwoners ontvang besoekers met oop arms. Die gasvrye mense stuur jou ook sommer dadelik om te gaan proe aan die Phoenix restaurant se spesialisdis, 'n pizza wat van hoender en seekos tot soetrussies, feta en 'n geheime speserymengsel bo-op kry. Karina, hoekom dink jy besoek meeste mense Forest Smith? Ek dink die treinspoor en natuurlik die groot een wat jaarliks is die perde uithouditte. So, dit is die groot attraksie dink ek. Ek dink dis my volgende stop. Want dan gaan ons moet eet, want dit is 'n uithourit. Die nasionale uithourit het in 1964 begin, toe die tydskrif Landbou Weekblad wou uitvind watter perderas die meeste uithou vermoë het. Sedert 1973 word dit in Forest Smith gehou en waar daar destyds met 17 deelnemers begin is, was daar verlede jaar byna 400. Rykie, hoe werk 'n uithourit? Die Forest Smith uithourit, dis 'n 3 dae rit wat plaasvind en die hele rit is oor 201 km. Die rit bestaan uit 3 dae. Die eerste dag is daar 3 bene.
Die tweede dag is ook 3 bene en dan die derde dag bestaan uit 2 bene. Tussen elke been kyk 'n veearts na die perde. As die dier sy fiksheidstoets slaag, mag die deelnemer na 'n rusperiode voortgaan met die volgende been. Hierdie streng regulasies verseker die diere se gesondheid. Wat jy wenke vir mense wat aan die wedren deelneem? Veral met Fourie Smith wat so ver is en oor 3 dae, is dit belangrik om jou perd nie die eerste dag dood te ry nie en om te op te bou dat hy mooi klaarmaak en dat jy met 'n heel perd klaarmaak. Ek dink dit is maar een van die belangrikste dinge. Perd en ruiter moet ook warm gehou word, veral snags, want die resies gebeur jaarliks in Julie. Nou ja, soos die provinsie se toerisme lese sê, kom besoek die Vrystaat en ontdek jou siel.